Kan solank die Bybel oopmaak, naby Exodus, Exodus hoofstuk 30, Exodus 30, vers 22. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, en jy neem vir jou van die beste speserye 500 sikkels fyn mirre en die helfte soveel gerige kaneel, 250 sikkels en 250 sikkels gerige kalmoes en 500 sikkels kassie, volgens die sikkel van die heiligdom en 'n hin olyfolie. En maak daarvan heilige salfolie, 'n salfmengsel soos 'n salfmenger dit maak. Heilige salfolie moet dit wees. Daarmee moet jy dan die tent van samekoms salf en die ark van die getuienis, en die tafel met al sy gereedskap, en die kandelaar met sy gereedskap, en die reepaltaar, en die brandofferaltaar met al sy gereedskap, en die waskom met sy voetstuk. So moet jy hulle dan heilig, dat dit hoog heilig kan wees. Elkeen wat daaraan hulle raak, word heilig. Jy moet ook Aaron en sy seuns salf, en hulle heilig om vir my priesterambt te bedien. En jy moet met die kinders van Israel spreek en sê, dit moet vir my 'n heilige salfolie wees vir julle geslagte. Op geen mens se liggaam mag dit uitgegiet word nie. Julle mag ook na dieselfde voorskrif so iets nie maak nie. Heilig is dit. Heilig moet dit vir julle wees. Elkeen wat so iets meng of iets daarvan aan 'n onbevoegde laat kom, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Verder het die Here vir Moses gesê, neem vir jou speserye, storaksgom en naaltjies en galbanum, speserye en ook suiwer wierook, alles in gelyke hoeveelhede en maak daar reepwerk van, 'n mengsel soos die salfmenger dit maak, met sout gemeng suiwer heilig. En vrywe 'n gedeelte daarvan in heeltemal fyn en sit 'n deel daarvan neer voor die getuienis in die tent van samekoms, waar ek met jou sal saamkom. Hoog heilig moet dit vir julle wees. En die reepwerk wat jy moet maak, na dieselfde voorskrif mag julle dit nie maak nie. As iets heiligs aan die Here moet julle dit vir julle wees. Elkeen wat so iets maak, om daaraan te ryk, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Dit klink baie snaaks, maar dit is hoe dit is. Ek gaan vanmôre praat oor 'n onderwerp wat baie min bespreek word, en dit is kontaminasie. Daar is baie ander woorde daarvoor. Maar kontaminasie in die skrif is 'n geweldige groot onderwerp. Dit wat ons hiervan gelees het byvoorbeeld. Maar een, daar is baie daaroor te sê. Daar's heilige en onheilige dimensies in kontaminasie. Heilige en onheilige dimensies. Daarom moet ons weet, die Here het vir Moses gesê, as iemand aan die goed raak, moet hy doodgemaak word. So heilig is dit. En as ander goed wat weer aangewend of gedoen moet word, om ons heilig te maak. So dit gaan alles om die heiligheid van 'n mens wat God dien. So daar's ander woorde ook, soos byvoorbeeld kontaminasie, besoedeling en invloed, daar's nog meer. Maar van die begin af, met die sondeval, is die aarde en alles wat daarop is en daarin is ernstig besoedel, gekontamineer met baie dinge en op baie maniere. En as 'n mens heilig wil lewe, moet jy dit weet. Ek sê, ek het nog nooit gehoor iemand preek hieroor nie, maar dis 'n baie groot onderwerp in die Bybel, baie groot. Ons kan maande lank hieroor praat, maar ek gaan nie net inlei daarop. Die bose magte het die aarde gevul en vuil gemaak, 'n moeras hiervan gemaak. Die aarde is gekontamineer, dis besoedel, dis beïnvloed. En dis wat ons moet weet. Boonop het God die aarde vervloek. So alles rondom is gevaarlik, baie gevaarlik. En daarom moet ons versigtig wees
Jesus het gesê vir die disippels, wees opreg soos die duif en versigtig soos die slange. Ja, die Bybel is vol informasie oor kontaminasie of besoedeling, en daarom moet ons kyk daarna. Ons moet beslis aandag hieraan gee. Maar, soos ek gesê het, kontaminasie is gelukkig nie net negatief of vuil nie. Dit is ook positief. Dit is nie net boos nie, dit is ook heilig. Dit is natuurlik 'n skeidslyn tussen die soorte. Positiewe kontaminasie is ook 'n werklikheid. Ons het hiervan gelees nou net. Positiewe kontaminasie. So, ons gaan net so 'n bietjie kyk na hierdie onderwerp. En die eerste keer moet ons kyk na heilige en onheilige besoedeling of kontaminasie. Levitikus 10 sê, en daar lees ons baie hiervan in die boek Levitikus, julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig is, en tussen wat onrein en wat rein is. Dit geld nou vir ons ook hier waar ons is. Ons moet onderskeid maak tussen dit wat heilig is en dit wat onheilig is. Jou gewete moet daai onderskeid vir jou leer. Die woord van God, die Heilige Gees, jou verstand moet vir jou sê, dis onheilig of dit is heilig. En as jy net maar deur die lewe hardloop, gaan jy jou verstand verloor. Jy gaan perspektief verloor op hierdie dinge. Julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en onheilig is, en tussen wat onrein en wat rein is. Dis nie verby nie, dis nou geldig vir ons vanmôre. Levitikus sê verder, deur hierdie diere word julle verontreinig. Elkeen wat aan hulle aas raak, sal tot die aand toe onrein wees. Kontaminasie van 'n dooie dier. Jy mag geen hom raak nie, as jy onrein. Hy kontamineer jou, hy besoedel jou. Maar hier in Eksodus 30 sê hy, so moet jy hulle, die gereedskap in die tabernakel, dan heilig, dat hulle hoog heilig kan wees. Elkeen wat aan hulle raak, word heilig. Wat beteken dit? Elkeen wat aan daai goed in die tabernakel geraak het, word gekontamineer deur die heiligheid van daai apparate of meubels. Almal wat daaraan raak, word heilig. En as jy dan heilig is, en jy het sonde gedoen, dan tref God jou. Handelinge 15, in die nuwe verbond geld dit nog. Daarom oordeel ek, Petrus, dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe, dat hulle moet onthou van die dinge wat deur afgode besoedel is, gekontamineer is. As jy aan 'n afgod raak, draai iets aan jou oor. Of jy hom net aanraak, of jy hom koop, of wat ook al, hy dra iets oor in jou lewe, soms in jou liggaam self. Petrus sê, vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie, vir die wat gekontamineer is. Maar hulle verstand, sowel as hulle gewete is besoedel. Daar's goed wat 'n mens kontamineer in jou verstand, in jou gewete. Dis 'n baie diep saak hierdie. Ons kan nie net daarna luister en sê, okay nie. Jakobus sê verder, wat is godsdiens? Rein en onbesmette godsdiens vir God en die Vader is dit, dat julle weduwees en wese hulle verdrukking besoek en julle vlekkeloos bewaar van die wêreld. Hoekom? Want die wêreld kontamineer God se kinders. Reine godsdiens, jy moet 'n wese en weduwees besoek en jy moet jou vlekkeloos bewaar van die kontaminasie van die wêreld. Die wêreld is 'n bose opset, so groot as wat hy is. Selfs die grond is vervloek. Alles op die aarde is onder vloek. En ons loop op hierdie vervloekte grond. Daarom, toe die Here Jesus aan Moses verskyn op die berg, sê, hou jou skoene af. Jy is nie nou op hierdie vuil grond nie, jy is nou op heilige grond. Jy kan nie met skoentjies hier loop nie. Dis heilige dinge. Dis baie, baie heilig. So, reine en onbesmette, reine en ongekontamineerde godsdiens, sê hy, voor God en die Vader is dit. As jy wese en weduwees besoek en jou vlekkeloos bewaar van die wêreld, dan is jy rein, dan is jy nie gekontamineer. Maar as jy terugsit in jou eie selfvoldaanheid en jou eie
selflewetjie en niks te doen het met ander om jou nie, dan kontamineer jy jou siel en jou gees en jou hart. Daar is baie dieper dinge daarin. Maar hoor het sê die Here verder in Numeri 19, as iemand onrein word en hom nie ontsondig nie, met ander woorde het aan iets geraak wat hy ons nie weet, dan moet die siel uitgeroei word uit die vergadering, want hy het die heiligdom van die Here verontreinig. Hy wil van reinigingswater is op hom nie uitgegooi nie, hy is onrein. En dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees. En die een wat die reinigingswater sprinkel, moet sy klere was. En die een wat aan die reinigingswater raak, sal tot die aand onrein wees. Ja, alles waar die onreine aanraak, sal onrein wees. Die persoon wat aan hom raak, sal tot die aand onrein wees. Kan jy sien, wat kan van een persoon na 'n ander persoon oorgaan? Daar is baie dieper dinge. Maar hier sê God, moenie aan daai ou raak nie. As hy onrein geword het, deur een of ander sonde of wat ook al, iets wat hy geraak het of gedoen het, moenie aan hom raak nie. Hy gaan dit aan jou oordra. Hy gaan jou besoedel met dit wat in hom plaasvind. So daar is verskeie areas van kontaminasie wat ons mee te doen het of kan hê. Daarom moet ons bietjie luister. Jy kan gekontamineer word in jou brein deur goed wat jy kyk of hoor of ruik. Kontamineer die brein. Die brein is 'n fisiese orgaan in jou liggaam en daar word baie gekontamineer. Dieper in jou liggaam woon jou siel. En jou siel kan so maklik gekontamineer word. Baie maklik. Deur iets wat jy sien of hoor of glo. Daar is kontaminasie van die hart hierbo. Daar kan soveel onreinheid inkom, maar daar kan ook soveel heiligheid inkom. Dis nie altyd net negatief nie, daar is twee soorte. Jy kan gekontamineer word in jou gees deur valse leringe en vloeke en so meer. Jou liggaam kan gekontamineer word en dis daar die meeste dinge begin, by die liggaam. Ons liggaam is mos die kontakpunt tussen die geesteswêreld en die fisiese wêreld. En daar kan soveel kontaminasie plaasvind in hierdie liggaam. En daar is baie metodes waar jy genoem. Die lig kan gekontamineer word om ons. As jy met die okkulte en dinge werk, dan sê jy dit weet. Jy kan in 'n plek inkom waar die Satan heers, dan is dit ijskoud. Baie koud. Jy voel jy stap in 'n yskas. Jy voel daar is 'n doodsheid. Die lug is gekontamineer. Ons was in Wallis gewees. En ek roep my vrou en kind Manda daar na 'n plek toe, daar so dammetjie. Sê vir hulle, voel julle dit ook? Asof God nêrens naby ons is. Dit voel jy is in 'n geestelike woestyn. Daar is geen bewustheid van God nie. Maar kyk na hulle simbole, drake en dinge. Die lug kan besoedel word. Die water kan besoedel word, kontamineer. Huise. Soos in die Ou Testament, jy kan dit gaan lees in Levitikus ook. As die volk in 'n land intrek, daar in 'n dorp waar hulle moes verower in Israel, dan kom hulle in 'n huis in. En ons huis gekontamineer deur afgode. En die goed word partymal in die mure geberg. Dan kom hulle in 'n ander huis in, dan is daar 'n melaatsheid in die huis. Dan word dit groen so teen die mure, sulke groen, skulpagtige vorme wat daar uitkom. Dan moet daai huis afgebreek word en hulle verbrand word. Of as dit nog nie gevorder het nie, moet hulle daai mes die pleister afkap. Die klippe uit die mure haal en gaan weggooi en nuus insit. Daai huis is gekontamineer, hy is besoedel. Maar ongelukkig kan verhoudings ook gekontamineer word, besoedel word deur sonde of deur verkeerde verhoudings. Kan later daaroor praat. Maar jy kan ook gekontamineer word deur toksiese godsdiens. Giftige godsdiens. Daarom moet jy niemand vertrou wat hier staan nie. Ek weet nie of een van julle my al beproef het nie. Wie sê vir julle ek is nie vals nie?
Wie sê vir julle, ek lieg nie vir julle nie? Toksiese godsdienst word van die preekstoel af oorgedra aan mense wat daar sit. Jy kan nie enige een wil luister en sê, o, jy is oulik, jy praat so mooi nie. Baie mense het 'n baie goeie tong. Pas op. So, kontaminasie kom op deur ander maniere, deur sonde. Deur sonde word jy gekontamineer. Sonde is 'n kontaminasie, 'n besoedeling van jou hele wese en van alles om jou. Daarom is sonde so boos. Jy kan gekontamineer of besoedel word deur demone. Hulle fluister in jou oor. Hulle trek jou aandag af, hulle lei in versoekings in. En daardeur word jy vuil. Jy kan gekontamineer word deur vloeke. Ek het dit al keer of wat gesê, ek wil eendag vir u wys. As ek 'n vloek op jou uitspreek, dan word jou bloed in jou gelaai met daai vloek, al die water in jou. En dan word jy geestelik siek of fisies siek. 'n Vloek werk. Baie glo dit nie. Jy kan gekontamineer word deur gruwels. Ek sal nou daaroor 'n bietjie praat. Jy kan gekontamineer of aangesteek word deur siektes. Deur genetiese oordrag, en so meer. Deur wanverhoudings, ons noem dit soul ties, waar jy 'n wanverhouding met iemand het. Dit hoef nie seksueel te wees nie. Jy kan verkeerde vriende hê, wat jou die hel insleep. Dan word jy besoedel deur hulle oortuigings en al daai dinge. Jy kan deur tegnologiese voorwerpe gekontamineer word, want die duiwel gebruik dit geweldig effektief in ons tyd. Vat 'n selfoon, vat 'n rekenaar, vat die televisie, vat die radio en allerlei ander dinge. Jy kan so maklik deur tegnologie en voorwerpe gekontamineer of besoedel word. Daar is ook interaksie met ander, soos persoonlikhede. Jy kan met 'n persoon 'n verhouding aangaan wat jou kan doodmaak in daai verhouding. Besoedel jou. Lei jou weg van God af, kontamineer jou gedagtes in jou hart. Maar 'n groot ding ook is musiek. Groot ding van die wêreld is die musiek. Satan was 'n musiekmaker in die hemel. En hy het geval, en hy weet wat aangaan in die wêreld van musiek, hoe magtig dit is. En nou bring hy besoedelde, duiwelse musiek in die mense se lewens in. Kinders van God luister daarna. Hulle word van binne af gekontamineer. Gebeur daar dinge in hulle lewe? Waar kom dit nou vandaan? Wat het nou met my gebeur? Ek het niks oortree nie. Jy het geluister na demoniese musiek. Dan kom die demone in jou lewe intrek. En hulle kan maak wat hulle wil in jou lewe. Jy kan gekontamineer word deur die leengees. Psalm 51 sê, 58 vers 4. Die goddelose, die leenspreker dwaal van sy moederskoot af. Psalm 58 vers 4. Die leengees is die atmosfeer van hierdie wêreld. En as jy nie baie versigtig wees en die waarheid najag met al jou krag nie, gaan die leuen jou besoedel. Dat jy naderhand nie meer lus het vir die waarheid nie. Want die leuen is lekkerder om te glo. Dan ook die wêreld. In Johannes 2 sê, moenie die wêreld lief hê of die ding wat in die wêreld is nie. Hoekom nie? Want dit besoedel jou. Jakobus 4 vers 4 sê, hy wat 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En wat is dit? Jy is besoedel deur die wêreld sodat jy en God nie by mekaar kan uitkom nie. Jou gebede sal nie verhoor word as jy 'n vriend van die wêreld is nie. Nou ja, daar's ander dinge. Kontaminasie wat plaasvind deur wat? Nog heilige voorwerpe, dis die positiewe. Ons het hier gelees, hulle moet sekere goed maak vir die tabernakel. En as hy daai goed gesalf het met daai salf, en iemand raak daaraan, dan word hy persoon heilig. Dis kontaminasie, dis baie, baie ernstig. Daai mense mag nie sommer net aan 'n ding gevat het nie. Die voorskrifte is daar, moenie hieraan raak nie, dan word jy heilig. En jy sê onheilig, heilig word, dan is jy dood in jou aangesig. Aan die dood voor jou.
Jy kan gekontamineer word deur die Bybel. Die Bybel kan jou aankla, kan jou gewete aanraak, as hy daar lê en jy gebruik hom nie. Of as jy hom net lees om jou gewete te sus, dan word die Bybel vir jou 'n kontaminasie. Maar as jy die woord van God reg benader, dan kontamineer hy jou siel en gees en jou liggaam en jou verhoudings en alles word dan positief deur die Bybel beïnvloed. Want hoekom? Die woord is lewend. As jy hom as lewend benader, word hy lewend in jou. Hebreërs 4:12 sê, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van ons harte. Dis die woord van God. Dit kan hy vir jou doen. Hy kan alles wat verkeerd is regstel in jou binneste. Maar as jy hom bære, soos Psalm 119 sê, ek het die woord in my hart gebære, dat ek teen U nie sal sondig. Die woord is heilig. En as jy hom heilig hou in jou hart, dan gaan sonde nie maklik in jou lewe inkom nie. Maar ons gebruik die woord maar net so oppervlakkig. Jy kan gekontamineer word deur kinders van God. Mag die Here gee dat die kinders van die Here begin besef, wat 'n invloed het ek op ander mense, op almal om my, en selfs ver van my af, by die werk, in die kerk, in die huis, in ons verhoudings. Interaksie met kinders van God is veronderstel om mekaar op te bou en te heilig. Daarom sê die Bybel, vermaan mekaar, en as nodig is bestraf mekaar, maar dan hardloop hulle weg. Jy mag nie so met my praat nie. Jy help iemand so baie, as jy hom of haar vermaan. Jy help iemand so baie, as jy hom of haar bestraf oor hulle sondes, wat ook al, verkeerde dade. Daar is ook goeie musiek, jy weet van Efesiërs 5 wat sê, dat ons mekaar moet besing met lofgesang en psalms en geestelike liedere. Sing vir mekaar, sing met mekaar. As 'n mens kan sien van bo wat gebeur as 'n gemeente uit hulle harte uit saam sing, jy verstom wees wat gebeur in mense wese. Hulle doen navorsing aanhoudend daaroor, watter invloed het musiek op my gees, siel en liggaam. Ek het 'n ding daar uitgewerk, ek sal vir daar neersit. Jy kan ook gekontamineer word deur persoonlikhede. As ek heeldag mislik is, gaan ek jou wegstoot. Maar as ek heeldag vriendelik is, soos die Bybel sê, wees vriendelik teenoor alle mense en allerlei gawes van die Heilige Gees en die vrugte, dan gaan ek mense se lewens beïnvloed. So mooi, so aantreklik, maar doen ons dit? Doen ons dit? Of skeer ons gedurig skouer met mekaar? Nee, ek hou nie daarvan nie, Jy kontamineer jouself met negativiteit. Jy kan gekontamineer word deur dooies. Deur dooie mense en dooie goed. So wat daarby kom. En ons so praat verder. Wat is daar in jou huis wat jou kontamineer? Gruwels vir God miskien. Wat is daar? 'n bietjie groter maak. 'n Gruwel voor God bring bose kontaminasie in 'n huis en in 'n lewe. 'n Gruwel voor God bly altyd 'n gruwel. Deuteronomium 7 vers 26 sê, jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie onder die banvloek kom nie. Jy moet daar heeltemal afskeid aan hê en dit geheel en al as gruwels beskou, want dit is onder die banvloek. 'n Gruwel is 'n ding wat God vervloek. En of in die ou verbond en nuwe verbond is 'n gruwel bly 'n gruwel. Dit verander nie. En as jy hom in jou huis inbring, dan het jy moeilikheid. Dan het jy groot moeilikheid, want die gruwel gaan jou kontamineer. Dis 'n paar dinge wat ek vinnig noem. Afrika kuns, hierdie maskers wat jy langs die pad koop, die dromme, die beelde, daai goed is 'n gruwel voor God. Dit word gekontamineer in jou huis.
is baie getuienisse van oor die tyd waar mense deur hierdie goeders vernietig is. Verhoudings, lewens, allerlei goed. Oosterse kuns en voorwerpe. Jesaja sê, U het die volk verwerp omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied. Uit die ooste kom daar gruwels na die weste toe, en daardeur oorwin hulle die weste. Egiptiese kuns, juwele, piramides, sphinx en ank, daai kruisie met die ringetjie bo. Dis gruwels voor God. Die Romeinse katholieke afgode, Maria beelde, Christus beelde, kruise, paaseiers, paashase, Sinterklaas, die sogenaamde Vader Kersfees, kersbome is 'n gruwel voor God. Rituele kerse is 'n gruwel voor God. Dis hierdie dinge wat ons lewens verwoes en ons deel daarmee. Okkultiese voorwerpe, daar is ook gruwels. Amulette, dis gelukbringertjies, beskermengele en so meer. Jy moet self maar gaan lees. Wierook, as mense wat wierook brand in hulle huise, jy bring demone in jou huise en daardeur. Afgode, boeddhas, Indiese gode, seksgode, musiekgode, vermaakgode, afhanklikheidsgode, mense wat 'n ding aanbid, mense wat hardloop agter geld aan, afhanklikheid van geld, dis 'n god. Okkultiese rituele, mense wat geste oproep, seanses, kontak met dooies, palm lees. Okkultiese en wêreldse leesstof, dit mag nie jou huis wees nie, dit besoedel jou. Die ou apostels leesstof, Jehova getuies, boeke, sataniese speletjies en TV-programme, vrymeselary, geskenke van persone wat met die okkulte besig was en so meer. Hierdie wêreldse leesstof. Daar is sekere boeke wat geskrywe is deur Rebecca Brown byvoorbeeld. En die boeke, dis 'n vrou, sy is nie 'n teoloog nie, sy het boeke geskrywe, 3 boeke. En nou lees die mense die boeke, ek gaan nie eens die name noem nie, Rebecca Brown. Daar kom eendag 'n man by my in Vogwel, en hy sê ons huis is in chaos, die hel is los in die huis. Ek sê van wanneer het begin? Eergister. Ek sê van wat het eergister gebeur? Hy sê ek het 3 boeke gaan koop in die Bybelboekwinkel van Rebecca Brown. En toe ek in die huis instap, toe bars die hel los. Ons konferensies hier in die jare wat verby is, het ek altyd die boektafels hanteer. En ek het gesorg dat daar nie okkultiese boeke op die boektafels is nie, om die kerk te beskerm, want die mense weet niks. En hierdie ouetjie moes hy boeke bring, dat ek hulle verbrand, voordat hy huis orde gekry het. Hierdie goed wat mense nie weet nie, wat verskriklik is. So hoe weet ek as daar gruwels in die huis is, as daar goed is wat my contamineer? Die atmosfeer sal 'n atmosfeer van vrees wees, 'n koue atmosfeer, daar is ontevredenheid, daar is ongemak, daar is gedurig deur stryd, aggressie, depressie, goed raak weg of breek net, slaaploosheid, kinders is bang om in hulle kamers te slaap, hulle maak die bed nat, daar's nagmerries, katoliek babas, daar bestaan nie so iets soos 'n katoliek baba nie, as 'n demoon wat die kinders tuister. Sekere siektes, veral in die niere, pas op as jou niere begin moeilikheid gee, pas op, let mooi op. Emosionele wanorde, versteuring, sinsverwarring, mense weet nie meer wat moet hulle dink of glo of doen nie. Verskeie neigings soos drange, sondes, gedagtebeheer, biddeloosheid, goddeloosheid, Bybelletters wat swem as jy lees. Mense wat nie wil kerk toe gaan nie. Daar's 'n mag in jou huis wat jou weghou van die woord van God, wat hier bedien word, sodat jou siel kan beskerm word en kan groei. Dis hierdie tipe dinge wat die lewe vreeslik maak. 2 Korintiërs 6 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap in die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap in die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming met Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowiges, of watter ooreenkoms in die tempel van God met die afgode,
want julle is die tempel van die lewende God, sê hy. En, net verder opmaak. Soos God gespreek het, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. En dan gaan hy verder en sê, daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek, Here. Moenie dat die wêreldse mense en die ongereeds jou kontamineer nie. Gaan uit onder hulle, sonder jou afspreek, Here. En raak nie aan wat onrein is nie. Bly steeds daan, moenie onrein goed aanraak nie. Aas en allerlei dinge. En ek sal julle aanneem, ek sal vir julle vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees. Spreek die Here die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Besoedeling, kontaminasie. Jy moet sorg dat jy gereinig word en verlos word as jy gekontamineer is. En laat ons die heilig maak en die vrees van God volbring. Dit is dit. Ek wil nou net teruggaan na tekste wat ek vir julle wil verduidelik. Twee Konings 13, ek kan ook net saam met my sin te blaai. 2 Konings 13. Vers 19, as julle by is. Hierdie ou moes met sy pyle geslaan het op die grond, sodat God oorwinning kon gee, toe slaan net 'n paar keer, toe sê die kwaad vir hom. Die kwaad vir hierdie ou. En hy sê in vers 19, daarom word die man van God baie kwaad van hom sê. Jy moes 5 of 6 maal geslaan het, dan sou die Arameërs volkome verslaan het. Maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan, net 3 keer. Dan kom hierdie teks. Daarna het Elisa gesterwe, hulle het hom begrawe, en die bendes van die Moabiete het in land gekom met die ingang van die jaar. En terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens 'n bende. Daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. Hierdie man van God se beendere was so heilig. Omdat 'n mens se lijk en 'n oorskot vir God belangrik is. Die dood het nie Elisa se bene ontheilig nie. Dit het heilig gebly. Daarom was in die Ou Testament soveel aandag gegee aan die begrafnis van geliefdes. Abraham het 'n spelonk gekry om sy vrou te begrawe. 7 weke het hy daar gestaan heilig. Toe Josef sterwe het hulle sy bene opgegrawe en gevat en begrawe in hulle land, want het contamineer die omgewing. Hierdie man het gesterwe. Hy is dood. Hulle wil hom begrawe, besig daarmee, hier kom die vyand. Ons kan nie hierdie begrawe nie, kom ons gooi hom sommer in daai graf en En toe hy na die bene van Elisa raak, toe spring hy op en hy is lewendig. Dis kontaminasie. Ek het nou maar kortliks al gepreek, want hierdie ding wil nie lekker werk nie. Maar dit is wat in die Here se woord staan. Moenie dat goed jou besoedel of beïnvloed, verontreinig en kontamineer nie. Moenie aanraak wat onheilig is nie. Dit gaan nie net om die vingers nie, dit gaan om jou oë, jou ore, jou gesindheid van binne af, al daai dinge, die hele wese van die mens, moet so heilig wees, dat God jou kan seën met positiewe kontaminasie. Die lewende woord van God, die Heilige Gees, ander lieflike kinders van die Here wat vir jou iets kan beteken, jou gesindheid, jou ingesteldheid op die lewe, alles kan verander, as jy net te luister, wat die Here vir ons sê, moenie aanraak wat onrein is. Daar's baie kere, ek kan nou nie aanhou nie, ons kan die hele dag hier praat. Baie gevalle waar mense onredelik aan die heilige dinge gevat het. Ag en is lot.
Hulle gaan met vreemde vuur in die heiligdom van God, dan sterf hulle. Daar's mense wat die een ou wat toe die Kanaaniete of die Ismaeliete die verbondsark wegvat, toe sit hulle om op 'n waan terug te kom, want hy het hulle gekontamineer. Hulle het geskrik en bang geword. En toe stuur hulle ark terug, en hier loop 'n ou, en die waan maak so en hy keer, en God tref hom, en hy sterf, want hy het aan die heilige ding van God geraak wat hy moes raak. So mense, hoe lyk jou siel? Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou lewe en jou verhoudings? Hoe lyk jou godsdiens? Nou en dan, weet ek maar, nou en dan, dit of dat. Daar is geweldige krag in gebed. Jakobus sê die vurige gebed van regverdigheid, groot krag. Wat beteken dit? My gebed gaan tot in die hemel, en het 'n uitwerking daar. Daar's 'n heilige kontaminasie in die hemel deur die ware gebede van God se kinders. Hoekom bid ons nie? Hoekom is gebed vir ons so snaaks? Dis die wonderlikste gawe wat God ons gegee het, is om te kan kommunikeer met God self. En ons doen dit nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie wil bid nie, is jy nie gered nie. Want dis die gees van God wat in ons bid, hemel toe. As jy nie kan bid nie, is daar iets fout in jou geestelike lewe, dan ken jy Jesus nie. Jy ken ook nie die Heilige Gees nie. As daar fout is in jou geestelike lewe, ons is hier om jou te help, daar buitekant en die binnekant, om jou te help, as jy nog nooit werklik by God uitgekom het nie, om reg te maak, want die tyd is kort. Die tyd is baie, baie kort. Praat as jy 'n probleem het asseblief. Amen. Here, mag dit wees, dat hierdie dinge mense se lewens sal verander. Hierdie dinge vernietig mense se lewens, of dit bou en beskerm mense se lewens. Help ons asseblief om perspektief te behou hierop. In Jesus se naam. Amen.